Goeiemôre en welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op hierdie woensdagoggend, die 24ste Junie. Is weer by ons lekker toegetrek. Is 'n regte wintersoggend vanoggend. Dit lyk of dit nog donker is. Die son is al veronderstel om op te wees, maar is redelik donker. Hoe sê dit donker middernag. Dis omtrent so. Dis pikdonker nog hier by ons. Of nie pikdonker nie, maar baie donker. Dis duidelik sigbaar dat dit dik toegetrek is. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek hoop jy lekker geslaap. Die kinders was die naweek 'n bietjie by my of by ons en hulle het almal verskriklik verkoue gehad en needless to say, ek is in dieselfde trokkie van gisterand, of het ek ook die verkoue. Maar dit was so lekker om hier te kry. My vrou het gesê, sy het eers gesê nee, as jy siek is moet nie kom nie. Maar as 'n ou in 'n lang plaas sien dat mense ou mis hulle so sê kom maar. Ek sal maar vat en ek sal maar deurgaan. Dank Vader, sy het nog nie gekry nie. Elke dag as ek bid, dan vra ek vir die Here om vir my vrou 'n stukkie van my krag te gee. Party daar bid ek dat die Here vir my vrou 'n stukkie meer van my krag moet gee. So, ek sal die verkoue vat. Dit gaan gepaard met in die bors en dan gaan dit met gepaard, hy gee jou koors. Ek het vandag omtrent my vrou uit die bed het geslaap met my hitte. So ja, as gevolg van koors wat ek het. So, geniet jou self of geniet dit as jy vanoggend opstaan en jy is blakend gesond, jy het niks om nie dankbaar te wees nie. Vanoggend toe ek opstaan, toe dink ek moet die stukkie in die Bybel soek, en dan moet ek vir ons 'n stukkie in die Bybel uitsoek. Ek dink nou net vanoggend, ek weet nie hoekom jy uit dankbaarheid, hoeveel ons het om voor dankbaar te wees. Baie keer, liewe ou, en dan vergeet jy om dankbaar te wees, vergeet om vir die Here om te sê dankie, en ons is eintlik so verskriklik bevoorreg, soos ons liewe Vader kyk na ons. Ek dink in Amerika is daar 'n persoon gebore met die naam van Nick Vujicic. As jy nog nie van Nick Vujicic gehoor het nie, ek gaan so 'n stukkie van die video van Nick Vujicic gaan ek publish, sommer hier op WhatsApp, gaan ek dit sommer publish, en dan ook op Facebook. Dan kyk ons weer, en dan sit ons weer vanoggend terug, en ons kyk na Nick Vujicic, en dan kyk ons na sy pad wat hy geloop het, sy pad wat hy ook met die Here geloop het. Hy's 'n groot Christen. En dan kom jy agter, Here, ek het eintlik niks om voor ondankbaar te wees. Here, U is so goed vir my. Al het ek griep, is net die griep, verder gaan dit goed met my. Verder gaan dit regtig goed. En ons moet onthou dat ons moet die Here loof en prys, selfs in die tye wat dit swaar gaan met ons. En ek weet nie hoekom dit vanoggend op my hart gelê het, heel waarskynlik omdat ek so met die verkoue opgestaan het vanoggend. Toe dink ek het, behalwe die verkoue, het ek nog soveel baie dinge om voor dankbaar te wees aan die Hemelse Vader, dat ek definitief nie gaan kla oor die ook verkouetjie nie, en die Here sal my in elk geval dra daardeur ook. Die van julle wat julle Bybels saamgebring het, is meer as welkom om jou Bybels oop te maak. Ek dink ek gaan die hele laaste gedeeltetjie lees. 1 Tessalonisense vers 5, of 1 Tessalonisense 5, vanaf vers 12 tot en met vers 28, 12 tot 28. En ek het nou vanoggend lees, dink ek, wow, dis nou eintlik pragtig. Ons moet net vir ons diep inlewe, en aan die woorde ontvanklik maak, ons hart oopmaak, ons verstand oopmaak. En kom ons raak net stil in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons elke oggend net kan kom stil raak in die naam. Dat ons soos kinders wat op 'n mat sit voor 'n juffrou kom sit en wag vir 'n storie wat vertel moet word. In hierdie geval het ons wag vir 'n woord uit die Bybel uit, waar U praat met ons en U vir ons almal iets beloof, of vir ons almal iets ten minste wil leer. Here, help ons met tye wat dit dalk so 'n klein bietjie moeiliker gaan met ons, en dat ons kan besef, daar is nog so baie om voor dankbaar te wees. Here, maak ons stil vanoggend. Maak ons ontvanklik vir U woord, Here, om U naam se wil alleen. Amen. Die laaste opdrag is die stukkie, broers, ons vra graag, broers en susters, ek sê die susters by, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar.
Ons druk julle dit op die hart, broers en susters. Wys die leegleiers onder julle tereg, praat die kleinmoedige moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig, sorg net dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie, beywer julle liewer almal vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig. Die stukkie 16 is heel waarskynlik wat ons vanoggend oor praat. Wees altyd bly en sê dankie vir die Here vir al die voorregte wat ons so mildelik uit sy hand ontvang. Wees altyd bly en bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles en behou wat goed is, en bly weg van alles wat sleg is. Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewy maak, en julle geheel en al na gees en siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Broers en susters, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christus broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan, dat hierdie brief aan al die gelowigers voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Die genade van Here Jesus Christus sal by julle wees. Is dit nie 'n pragtige stukkie nie? 'n Pragtige stukkie op hierdie oggend, op hierdie woensdagoggend, om vir jou te sê, wees dankbaar vir alles wat jy ontvang. En nie net dankbaar nie, hier's nou 'n paar ander advies ook in vanoggend se stukkie. Jy's meer as welkom as jy jou Bybel gaan oopmaak vanoggend en jy 'n stukkie meer wil lees as behalwe vers 12, 'n bietjie vroeër. Dis regtig 'n pragtige stukkie, of om dalk wil deurlees vanoggend en om net so 'n bietjie stadiger deurlees en kyk dat die Heilige Gees praat met jou. Die Here wil graag vir jou 'n boodskap gee vir vanoggend. Hy wil graag vir jou sê, wees dankbaar. Geniet wat jy het, terwyl jy dit het. Hoe het iemand nou eendag vir my gesê, ons weet een ding verseker, en dis ons moet doodgaan. Maar die res weet ons nie. En as jy kyk baie keer met mense, en ons praat met mense, ek weet nie of julle al agtergekom het, kom ons agter, hulle praat of hulle nog lank gaan lewe. Maar eintlik kan ons nie sê hoe lank ons gaan lewe. Dit kan dalk die laaste gesprek wees met so 'n persoon. Ons is dankbaar, en ons sê vir die Here dankie, en ons waardeer, en ons bid en loof hom, al kry ons baie keer swaar. Ons is dankbaar vir wat ons het. Liefdevolle Hemelse Vader, ons kom sit vanoggend by u voete en kom sê dankie Here, ons glip so baie om dankie te sê, die geringste ou klein dingetjie wat fout gaan met ons, dan maak ons 'n issue daarvan, dan maak ons 'n groot ding daarvan. Maar eintlik wil u vir ons eintlik sê, relax, ek is in beheer. Dankie Here vir die stukkie uit die Bybel uit vanoggend, dankie Here vir die boodskap vanoggend. Dankie Here dat u met ons is elke dag. Help ons deur die Heilige Gees asseblief Here om ons te lei. Maak ons aanvanklik vir die Heilige Gees. Lei ons op hierdie woensdag oggend en deur hierdie woensdag. Ons glo en vertrou op u. Vergeef asseblief al ons vermenigvuldige sonde en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons kom vanoggend Here en ons vra of u help ons om die liefdesbaadjie aan te trek vanoggend Here. En die belangrikste is nie om net die liefdesbaadjie aan te trek, help dit vir ons om dit uit te lewe Here. Help ons om 'n verskil te maak. Here, is dit 'n nuwe dag, 'n nuwe geleenthede, 'n nuwe kanse. Help ons met die kanse wat oor ons pad kom, dat ons dit sal aangryp met albei hande. Ons hoef nie bang te wees nie. U sal vir ons lei deur die Heilige Gees. Ons trek ons arms uit na die hemel. Ons kyk op na u en ons skree, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewensvoertuig en ons geestesvoertuig en lei ons en ry ons en bestuur ons in die res van hierdie jaar.
Ek vra hierdie ding nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen uit genade alleen. Amen.